Goeienaand en baie welkom by nog 'n aflewering van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die blou Praag blokkie te klik en dan sal jy die inteken knoppie daar vind. Ja, baie dankie in elk geval, want ons het so ver 18.000 intekenare hier op YouTube, wat regtig nie sleg is nie, en ons kanaal se reikwyte raak al die groter van my onderhoude met Dawie Rood, onlangs het bykans 40.000 kykke ontvang. Dus dit raak 'n ordentlike medium wat ons kan gebruik om met mekaar te kommunikeer. En ek wil in die nabye toekoms ook dalk sulke regsteekse stroom sessies hou, en dan kan jy ook kommentaar lewer en vrae stel en iets meer, want dit gaan belangrik raak soos wat ons aangaan, want ek wil vanaand net kommentaar lewer oor twee dinge wat baie belangrik is. En die eerste is natuurlik meneer Donald Trump se onlangse plasing op sy eie platform Truth Social, wat agterna herversprei is op X, sowel deur hom as deur Elon Musk. En daarin sê, how could we be expected to go to South Africa for the very important G20 meeting when land confiscation and genocide is the primary topic of conversation? They are taking the land of white farmers and then killing them and their families. The media refuses to report on this. The United States has held back all contributions to South Africa. Is this where we want to be for the G20? I don't think so. Nou ja, die president van Amerika laat hom uit oor die EFF, as ook oor die ANC se beleidsrigting, soos grondonteeneming en die G-woord, die V-woord, volksmoord, word ook in daardie boodskap vermeld. Nou, sommige mense lag dit sommer net af, maar ek sal nou vir die verduidelik hoekom hulle baie groot fout maak. Maar voordat ons verder gaan, wil ek ook hier daarop attent maak dat, kyk, op 'n stadium is al ons webblaaie gekraak en ons is besig, ons wil dit graag weer op die lig kry. En Absa het ook sommer ons bankrekening gesluit en ons het al ons debietorders verloor. En daarom is dit belangrik dat mense ons so 'n bietjie geldelik ook tans met steun met al die willinge wat aan die gang is, en ek sal nou vir die verduidelik ook waarom dit belangrik is dat ons ook 'n rol in hierdie nuwe oorgang moet speel. Want die ANC gaan nie meer vir te lank regeer nie. En daarom dink ons al aan die post-ANC tydvak en hoe ons 'n nuwe stelsel in hierdie land gaan onderhandel. Dis as jy ons kan ondersteun met 'n klein maandelikse bedragie, sal ek dit regtig waardeer. Ek gaan hierso agterna skakel in die beskrywing van hierdie video plaas. En dan kan jy sommer met die kredietkaart of debietkaart daar aanteken, en jy kan dit self beheer as jy wil ophou. Nou hy eenvoudig net op, jy hoef nie niemand te bel nie, niks van die aard nie, selfs nie eers 'n e-pos te stuur nie. Ja, dit is heel maklik om te doen. Ek wil net gou die plek kry waar ons dit, ja, hierso is dit, so lyk dit, as jy net klik op die skakel, dan kry jy hierdie bladsy van maar net die besonderhede daarin. Ja, daar aan die linkerkant is ek daar by die Rooi Oktober betoging by die Uniegebou gewees, en daar was 'n klomp media wat onderhoud met my daar gevoer het met die rooi ballonne daar in die agtergrond. Ja, dit was heel aangename betoging daardie gewees, so 'n klompie jare gelede. Maar nou terug by die onderwerp, by Trump se uitlating en die belangrikheid daarvan. Kyk, daar's 'n klomp geluide wat nou uit Amerika uitkom. En dis nie toevallig nie, niks gebeur toevallig nie. En dit is verseker dat Suid-Afrika en die ANC het op die Amerikaanse bewind, Trump-bewind se radarskerm geregistreer. En hulle hou nie van die ANC nie. Dit is helder. Hulle laat hulle openlik daaroor uit. En hulle het natuurlik al hulle hulpgeld onttrek en so meer.
En vir 'n land soos Amerika om hierso, kyk, ek het dit al mal eens onder taal gestel. Die 94 omwenteling in ons land was eintlik 'n regimeverandering wat deur die ou Sowjetunie en sy sterwensuur as ook deur Groot-Brittanje en veral die Skandinawiese lande bewerkstellig is. Land soos Suid-Afrika kies eintlik nie amper eens sy eie regering nie. Jy weet, dit word sommer net afgedwing op ons. En hulle die ANC definitief op ons afgedwing. En na 30 jaar kan ons sien wat sy ramp, absolute ramp dit was. En dis heel moontlik in die nabye toekoms dat iets anders op ons afgedwing gaan word. Of ons gaan die geleentheid gegee word om 'n ander stelsel te kies. En daarom moet ons nou al daarvoor begin regmaak. En wat my bekommer is daar moet nie weer 'n broederbond wees of iets wat hulle maklik kan infiltreer met een of twee mense en dan neem hulle nie besluit namens almal van ons nie. En dan sit ons agterna met die gebakte pere en dan moet ons nog 30 jaar onder 'n nuwe bewind worstel. Maar terug na Trump se stelling, daar was ook vir my nogal 'n amusante kommentaar van Ronaldo Gous. Nou ek weet nie of Ronaldo Gous Afrikaans is nie, want ek het hom nog nooit Afrikaans hoor praat nie. Hy praat net Engels en hy tweet ook net in Engels en wat ook al. Maar hy sê so the EFF doesn't seem to know that the USA isn't RSA. Hy verwys nou presies na hierdie want die EFF het toe gereageer op Trump se stelling met 'n mediaverklaring. Want hulle sê ons hoef ons nie aan Trump te steur nie. Hy sê they're not going to give you a free, nou gaan Ronaldo Gous aan, hy sê they're not going to give you a free pass like with VBS singing a genocidal song and all the other nasty stuff you have done in the past. Get ready to FAFO real hard. En hieronder is deel van die EFF se verklaring het hulle gesê EFF statement on Donald Trump's declaration of non-attendance of G20 summit in South Africa and claims of genocide and land confiscation. En dan noem hulle nou hulle leier daarin. Dus selfs Ronaldo Gous kan sien hier is iets aan die kom. Ja, en jy kan nie net sommer Amerika so in die openbaar aanvat soos wat die EFF doen nie. En verseker, in al hierdie publisiteit wat nou oor Suid-Afrika oplaai, veral in die FSA. Ek sien Ernst Roots het nou net aangekondig dat hy met Jordan Peterson gepraat het. En dit gaan nou blykbaar op YouTube verskyn môre. Dit alles is geensins toevallig nie. Miskien is Ernst Roots ou wat die towerstaf het, dat hy vir homself net so publisiteit kan opwek in die FSA. Maar, dit mag dan ook wees, dat daar baie belangrike mense met mag in Amerika is, en hulle is besig om al hierdie touwtjies te trek, en te sorg dat bepaalde stemme in Suid-Afrika gehoor word, en bepaalde idees ook na vore kom. En dit is waarom het belangrik is, dat ons idees ook moet laat hoor, en dat ons heeltemal 'n nuwe stelsel in die land wil hê, ons wil veral nie onder die oorheersing van Brittanje staan nie, of van groepe in Suid-Afrika, wat in die verlede al as verteenwoordigers van Brittanje opgetree het nie, of wat baie sterk gekoppel is aan die Britse kultuur en die Britse liberalisme en die Britse siening van sake. En in daardie opsig sal ek vandag 'n interessante wat ook wys hoe selfs net hierdie klein bietjie slegte publisiteit wat die ANC gehad het tot dusver is besig om 'n wesentlike invloed op die politiek in hierdie land uit te oefen. Want vandag in Netwerk 24 het hulle 'n grafiek of dan 'n grafiek van 'n meningsopname gepubliseer wat blykbaar deur die Instituut vir Rasseverhoudinge uitgevoer is. Nou, dis nie 'n baie groot meningspeiling nie. Ek dink is 805 mense, 'n steekproef van 805 mense
En hulle sê die foutspeling is 4%. Maar volgens hierdie meningsopname geniet die DA nou meer steun as die ANC. Hulle sê die DA staan nou 30,3%, ANC, hierdie geel syfers hier is die meningsopname, die geel blokkies. En die ANC staan op 29,7% en dan volg die ander partye en die EFF het so marginaal gegroei van 9,5 na 10,2%. Maar dan is daar vir my 'n baie kommerwekkende aspek van hierdie grafiek en dit is die Vryheidsfront Plus. Die Vryheidsfront Plus het in die vorige verkiesing 1,4% ontvang en blykbaar het hulle steun in hierdie meningspeiling nou gedaal tot 0,4%. 0,4%. Nou dis vir my kommerwekkend want tot dusver het die Vryheidsfront voorgegee in elk geval dat hy die Afrikaner saak in Suid-Afrika stel. Maar as dit in die afgelope, maar nou is die Vryheidsfront ook deel van hierdie GNU. Van die GNU is blykbaar 'n blou wille bees in die Khoisan tale, in die Khoi tale en dit is ook nou 'n afkorting wat in Engels gebruik word. So die blou wille bees koalisie wat ons tans regeer en die Vryheidsfront is deel daarvan. Hulle is eintlik maar hand om die blaas met die DA veral en ook met die ANC. Nou kan ons toelaat dat iets soos die Vryheidsfront die toekoms van die Afrikaner gaan bepaal vir die volgende 100 jaar indien daar nou 'n verandering in 'n bestel in Suid-Afrika kom. Nee, ek dink nie so nie. Ek was 4 jaar lank lid van die Vryheidsfront en ek het herhaaldelik vir hulle gesê hulle moet beleid skryf. Hulle moet ontledings doen, hulle moet beleid skryf sodat ons mense 'n vaste ideologiese basis het, 'n grondliggende basis van waar hulle kan argumenteer en wat ons politiek in 'n sekere rigting kan vat. Maar helaas, dit het nie gebeur nie. Kyk, hulle het al hulle ou goed wat nog van die KP afkom oor selfbeskikking en so, maar dit is eintlik al amper in die vergetelheid versink. En deesdae vang die Vryheidsfront ook maar net vlee af saam met die DA wat die ANC se beleid betref. Maar ek is nie, die DA maak my eintlik baie bang, want ek dink indien die DA aan bewind sou kom, sal dit amper vir ons erger wees as die ANC, want ek het altyd gesê, indien die ANC die grondwet sou eerbiedig het, en indien hulle net eenvoudig, jy weet, Afrikaans 'n bietjie van 'n plek sou gegee het in die land, en nou maar net so aangehou het om ons maar stadig aan te assimileer in hierdie soort Suid-Afrikanisme van hulle. Sou dit die dood in die pot vir die Afrikaner gewees het. Oor 30-40 jaar sal daar nie meer. Jy weet, ons sou almal sulke reënboognasie Suid-Afrikaners geword het, en daar sou nie meer iets soos Afrikaner bestaan het nie. Maar juis omdat hulle nou ons uitsonder as die mense wat doodgemaak moet word, die kieleboer, en hulle wil die boere se grond vat, dit alles. Daarom het hulle nou 'n probleem geskep, en skielik is die A-woord weer iets wat almal gebruik, en selfs in die hele wêreld weet nou ook, dat daar weer eens, dat daar iets soos 'n Afrikaner in Suid-Afrika bestaan, danksy president Trump, en sy verklaringe op X, as ook die verklaringe en sy van die Amerikaanse regering, as ook sy uitvoerende bevele oor Suid-Afrika, wat hy reeds aangekondig het, en wat reeds in werking is, en hierdie vlugtelingstatus wat hy van ons mense wil gee. Dit alles het 'n groot verandering teweeggebring. Maar ons moet van nou af aan ons argumente baie skerper laat geld, en ons moet ook oor die geskiedenis argumenteer. Ons weet, jy weet almal van my gunsteling aanhaling van George Orwell, die Britse skrywer. Wie die verlede beheer, beheer die toekoms. Wie die Here beheer, beheer die verlede. Ons moet oor die verlede ook kan argumenteer, en ons moet nie toelaat
dat ons in die beskuldigde bank geplaas word. Nie nou nie, nie in die toekoms nie, nooit nie. Ons het regte waarop ons moet aandring en ons het eise om te stel. En dit is ontsettend belangrik. En ons sal dit alles op skrif moet ontwikkel, daar moet boeke, daar moet navorsing daaroor wees, daar moet memoranda daaroor gepubliseer word, wat aan die Amerikaanse regering ook oorgedra moet word. Daar moet petisies wees wat mense moet onderteken. Ons moet nou hierdie hele beweging baie sterk aan die gang kry. En dis nog 'n rede waarom u ons 'n bietjie finansiëel moet ondersteun. Sommige net met 'n geringe bedragie per maand. Maar hoe lyk die toekoms? Ek dink Suid-Afrika ek weet nie hoe lank die ANC nog gaan regeer nie. Dit mag 'n jaar wees, dit mag 6 maande wees, dit mag 2 jaar wees. Dit kan selfs nog tot 2029 wees, wanneer die volgende verkiesing moet plaasvind. Maar soos dit vir my lyk, hulle sê ons benoude katte maak benoude spronge. Ek dink hulle word al hoe meer in 'n hoek ingedryf. Hulle het eintlik finansiëel amper die hulpbronne van die land uitgeput. Hulle het nou gesukkel om hierdie begroting deur te kry. En daar is net nie eenvoudig nie meer geld in die land om hierdie soort sosialisme van hulle in stand te hou. En natuurlik die ekonomie van die land groei glad nie. En hulle is verkeer nou in konflik met die FSA. Dus, ek dink, as daar net so 'n klein bietjie 'n paar ingrypings kom van die kant van die FSA, en dit hoef nie eers regstreekse ingrypings te wees nie, maar as hulle net begin om geld hier rond te strooi, soos wat die Swede gemaak het. Die Swede het miljoene dollar hier uitgedeel in Suid-Afrika. En daarmee het hulle 'n opstand teen die ou regering georganiseer. En as die Amerikaners, of dit nou die regering is, of dit nou, jy weet, allerlei Amerikaanse nie-regeringsorganisasies en dinkskramps en, jy weet, nuwensgewende organisasies, al sulke tipe goed. As hulle daai geld begin rondstrooi in Suid-Afrika vir aktiviste en organisasies om hulle stem te begin dik maak teen hierdie bewind, dan gaan hy verseker nie baie lank hou nie. En daar is ook, ek het 'n paar idees van my eie ook, en ek gesels ook met 'n paar mense in Amerika, en daar is ook nog ander dinge wat ons kan doen in die internasionale howe. Jy gaan binnekort daarvan hoor, wat die wêreld baie moeilik vir die ANC gaan begin maak, want in hulle aanval op Israel, daar in die internasionale Hooggeregshof, het hulle 'n paar erkennings daar gemaak en 'n paar stellings daar gemaak, wat as dit op hulle van toepassing gemaak moet word, dan is hulle insgelyks skuldig aan volksmoord. En ons moet maar die V-woord begin gebruik, die volksmoord woord. Ja, moet ons nie skaam wees vir ons taal nie. Ons mag maar Afrikaans praat en ons mag maar die woord volksmoord gebruik. Want as ons kyk wat daar tans aan ons gedoen word, dan is dit is per definisie volksmoord, want hulle is besig om ons as 'n kultuurgroep, as 'n volksgroep, as 'n etniese groep te probeer uitwis. Hulle wis ons erfenis uit, ons standbeelde, ons boeke, ons alles van ons. Jy weet, dis ons moet dit aan die groot klop gaan hang, en ons moet ook internasionaal hofsaake en so meer daaroor begin maak. Dit is wat nou moet gebeur. Dus ek dink ons het hier 'n geleentheid soos ons nog nie gehad het in 100 jaar nie, en ons moet dit met albei hande aangryp. En dit gaan nie net daaroor om van die ANC ontslae te raak. Om van die ANC ontslae te raak is maar stap 1, dink ek. Stap 2 is wat daarna kom. En as ons mooi daaraan dink, die ANC is eintlik maar 'n soort, dit was een of ander Britse projek gewees. Dit was 'n projek van die Britse media en ook van 'n klein minderheid baie radikale Engelssprekendes in Suid-Afrika,
met sterk bande met Brittanje, met die Britse media. Hulle het almal daar gaan bly. Ruth First, die vrou van Joe Slovo, sy het elke Sondag in die Sondagkoerante daar in Brittanje geskryf en sy het die propaganda van die ANC en die SHKP gedurig aan die gang gehou. En via die Britse media het hulle die geldelike steun uit Skandinawië ontvang. Ek sal nog breedvoerig oor al hierdie gepraat het, om van al die feite waaroor ek beskik oor te dra. Ek wou op 'n stadium al 'n boek daaroor geskryf het, maar ek dink, ja, daar moet sommer 'n hele paar publikasies daaroor en oor ons onlangse geskiedenis die lig sien, sodat mense kan besef presies hoe ons hier beland het. Maar ek sou sê dat Brittanje nog altyd Suid-Afrika gesien het as behorende tot sy invloedsfeer. En dit beteken dat die Britte het nog altyd bepaal wat in ons land gebeur, selfs die nasionale party aan bewind was, want tydens my 2 baie insiggewende gesprekke met PW Botha daar by sy huis, die Anker, daar in die voorstad Wildernis op George, het ek hom baie uitgevra oor sy gesprek met Margaret Thatcher en ook die soort al die kommunikasie wat destyds plaasgevind het. Ek het selfs van daai goed wat ontklassifiseer is in Brittanje. Mense kan van daai boodskappe gaan kyk op webwerwe in Brittanje van hulle ou geheime diens en sulke goed. En dan kan jy sien dat hulle eintlik 'n dubbele spel teenoor PW gespeel het. Aan die een kant het die Britte hom laat verstaan dat hulle hom ondersteun, maar hulle mag dit nie in die openbaar doen nie, as gevolg van die slegte publisiteit wat hy geniet. Maar eintlik was die Britte besig om PW Botha te ondermyn agteraf. Jy weet, hulle het 'n dubbele spel met hom gespeel en dit was hulle hele plan om die ANC hier aan bewind te bring. En deur die ANC wou Brittanje dus sy greep op die land behou, maar dit het nie heeltemal so goed uitgewerk vir hulle nie, want die ANC het natuurlik sy eie lawwe beleide, soos hierdie grondhervorming en alles wat en korrupsie en die Guptas en alles wat daarmee saamhang. So toe kon die Britte nie meer heeltemal met die ANC geassosieer word nie. Jy weet, selfs in hulle eie land waar hulle Mandela tot 'n god opgebou het, kon hulle nie meer eintlik die ANC 100% onderskryf nie. En hulle het dus hulle greep op die land verloor. En vandaar die feit, kyk, hierdie ding dat die DA nou so vreeskielik, jy weet, ek weet nie hoe ernstig ons hierdie meningsopname moet opneem nie, ek is maar baie skepties oor meningsopnames, maar die blote feit dat hierdie soort meningsopname nou in die media verskyn, sê eintlik vir jou dat daar iets aan die gang is. Jy weet, en natuurlik is die DA, wat nou kan sê op 30% steun staan, is die mees pro-Britse party in die land. Hulle is amper, jy weet, hulle is baie Engels. En kyk, ek sal nog ingaan op van die ander soort dinge wat op die lappe gekom het. Jy weet, die samewerking tussen mevrou Suzman en die Robben Island gevangenis byvoorbeeld. Jy weet, die ANC en die ou progressiewe party, wat nou maar eintlik die DA geword het, was eintlik kop in een mis. Dit was amper dieselfde beweging. En indien die DA dan die binne, jy weet, as ons net binne hierdie huidige stelsel 'n DA bevind sou kry, ek dink gaan nou minimaal afgewyk word van die huidige beleid. Ook wat Afrikaans en die Afrikaner betref. Dit gaan presies net so voortgaan soos tans. En die gevaar is eintlik dat hulle die grondhervorming en al daai goed baie beter as die ANC gaan toepas. Dit is die groot gevaar. As ook regstellende aksie. Dit is alles deel van hulle hele pakket. Maar ek wil nie, jy weet, baie Afrikaners ondersteun die DA en laat hulle nou maar stem vir wie hulle wil, maar
jy weet, ek wil nou nie die DA te veel kritiseer nie, dit is nie ons hoofprobleem nie. Die hoofprobleem is die Britse invloed in ons land, wat al 200 jaar in die gang is. En dit het ons toch altyd gekastei van die konsentrasiekampe af, regdeur tot by al hierdie Britse popsangers wat gesing het oor Mandela en jy weet, en wat die Afrikaner verskriklik in die wêreld swart gesmeer het, en eintlik het hulle die aanvoerwerk gedoen vir Killeboer. Die Killeboer idee het vanuit Brittanje gekom. En hierdie, jy weet, ek weet nie, hierdie in Gaat Paddy of wat hy ook al is, Malema, hy is eintlik maar 'n produk van Britse propaganda. Jy weet, en hy self ook, jy weet, al sy idees kom, trouwens, ek het iewers opgemerk, dat daar blykbaar 'n persoon met 'n Britse paspoort aan die Universiteit van die Witwatersrand is, wat hom van raad bedien, hoor. Ja, dit bestaan. Dus, die fantastiese ding van Trump, is dat hy ook uitgebak is met die Britte. En natuurlik beskik Brittanje tans oor die mees linkse regering in jare. Hierdie keer stamer, daar was 'n ander opname wat ek gehad het op Free West Media met Nicole Barlow, so in die loop van die week, gaan kyk het gerus, waar sy gesels het oor al die sensuur in Brittanje, en hoe hulle eie mense in die tronk sit, as hulle net 'n onskuldige opmerking oor immigrasie, of moslems, of iets maak, op Facebook, of X. Dus, jy weet, Brittanje is tans omtrent soos Oost-Duitsland. Dus, Amerika, en Trump en die Britte sit nou nie meer aan die selfde kant van die vuur nie. En dit is vir ons ook 'n fantastiese ding. Dus ons het nou vir die eerste keer in 100 jaar seker 'n bietjie speling, 'n bietjie ruimte om in te beweeg. Maar ons moet slim genoeg, ons het 'n gaping. En ons moet daai gaping kan vat. En ons moet nou regtig met slim argumente kom oor wat die Afrikanerse posisie in hierdie land moet wees. En ook natuurlik dat ons in vele opsigte so autonoom as moontlik moet raak. Ons moet beheer oor ons eie onderwys, eie gesondheid, eie veiligheid, alles hê. Jy weet, daar moet een of ander konfederasie wees, en die konfederasie moet 'n bietjie soos in Switserland wees, dat die sentrale regering moet maar net so half 'n komitee wees, sonder werklike mag. En dit is die enigste manier hoe hierdie land eintlik kan werk. Want solank as wat die sentrale regering ons van bo af regeer en belas en belaster en alles wat die ANC tans aan ons doen, gaan dit nooit werk nie en gaan daar net volslae agteruitgang wees. En ook 'n ander onderhoud wat ek van dese week gehad het met meneer Chris Hart. Hy was 'n ekonoom by Standard Bank. Ek dink trouens hy was hulle hoofekonoom of iets, maar hy het op 'n stadium een of ander, ek kan nie meer presies onthou waaroor dit gegaan het nie, maar hy het een of ander opmerking gemaak wat nie polities korrek was nie. En hy is net daar afgedank hoor. So hy is nou 'n onafhanklike ekonoom, maar hy het baie goeie idees gehad, en die ding wat hy gesê het wat my getref het, is dat hierdie land moes tans 3 keer ryker gewees het as wat hy tans is. As hulle net van 94 af ordentlike ekonomiese beleid gevoer het, sou daar ekonomiese groei van 3-4% per jaar gewees het, en ons ekonomie sou nou 3 keer groter gewees het as wat hy tans is. Suid-Afrika het 'n arm land geword, ons het 'n baie klein ekonomie, 0,4% van die wêreldekonomie, en dit is alles aan hierdie Britse oorname, jy weet, met hulle sogenaamde bevrydingsbeweging, terroriste, bende, wat hulle so verskriklik in hulle koerante en deur die opgehemel het en deur die BBC opgehemel is. Iemand sê nou nog vir my, hulle is 'n besoeker uit, jongerige Suid-Afrikaner wat nou in Brittanje al lank woon. Hy het gesê wat hulle noem nou, hulle spot met die BBC in Engeland, hulle noem dit
iets van, ja, maar dit is eintlik iets wat 'n mens nie eers op die lig kan herhaal nie, maar dit's BB en 'n deel van die BBC en deel van die B het iets met bums te maak en die C staan vir kinders, children, want daar was natuurlik al soveel skandale oor die BBC en al die pedofiele wat hulle omroepers was en selfs in beheer van die BBC was. Dis 'n totale dekadente, walglike organisasie, die BBC, wat die propagandaoorlog vanuit Brittanje teen ons gevoer het en steeds teen ons voer. Maar dit alles, ons het nou hierdie geleentheid voor ons en ons moet dit gebruik. As jy tot hier geluister het, teken gerus op die kanaal in en ja, klik op die skakel hieronder en ondersteun ons met 'n lidmaatskap geldjie elke maand. Sal binnekort weer al ons ou webwerwe op die lig probeer kry. Daar's 20 jaar se werk daar gedoen. En ook sekere standpunte van wat die Afrikaner nou te doen staan binne hierdie nuwe omgewing wat deur die Trump bewind geskep is. En ons moet regtig mooi helder, kort, bondige standpunte hê wat ons vorentoe moet stel. En dan gaan ons deelneem aan hierdie hele beweging om van hierdie ANC Dongelandai so gou moontlik ontslae te raak. Tot volgende keer, totsiens.